Goeiedag almal, ek is Manie van Bloemfontein. Dit is vandag Sondag, die 13de April 2025. Ons doen die nuus in kollig en 'n Sondagkoerant word kortliks weergegee. En ons hoofopskrifte vandag sê, mense in Suid-Afrika trek nie oor misdaad, eerder oor geleenthede. Die nuushooftrekke vir vandag lyk so. Boeta getuig, hy was met kabelbinders vasgemaak. Mense in SA trek nie oor misdaad, eerder oor geleenthede. Drankeienaar vas oor selfgemengde drank. ANC kwaad oor SA LPs wat Israel besoek het. Vriendskenkenier aan sy oud huisvader. SA beker, goeie uitslaa aangeteken. Varsity College wen die skuldreeks. Verreweg die meeste Suid-Afrikaners wat hulle aardse besittings oppak en verhuis, doen dit nie uit vrees vir misdaad om af te skaal op soek na paaie sonder slaggate nie. Hulle doen dit op soek na nuwe geleenthede. 38% van alle verhuisings in die land is vir nuwe of ander werk vir bevordering of nuwe sakegeleenthede na te streef. Daarna is die grootste rede liefde met 15,5% van mense wat trek omdat hulle getrou het of nader aan 'n liefdesmaat wil woon. Net 0,6% van verhuisings word deur misdaad gemotiveer, net 0,8% deur soeke na beter munisipale dienste. Die verslag wys dat 70% van verhuisings binne dieselfde provinsie heen plaasvind. Die grootste provinsiale verhuisings is na die Wes-Kaap en die grootste netto verlies aan inwoners, mense wat inkom teenoor mense wat die provinsie verlaat, is in Gauteng teen minus 20,1%. Mense wat van Johannesburg en Pretoria na Kaapstad trek, teenwoordig 48 van alle interprovinsiale verhuisings. Groter stadsdorpe soos die Parel, Stellenbosch en George lok ook heel wat mense. Die idee van ontsnap na vreedsame, klein dorpse lewe is dalk aanloklik, maar wanneer dit by daadwerklike behuisingsbesluite kom, graviteer mense steeds na die gewoel en gewerskaf van die groter stadslewe. Daar is wel 12,9% van verhuisings wat van metropolitaanse stede na kleiner dorpies is, sowat 9% van inkommers na die Wes-Kaap verhuis, na die tuinroete, insluitend Plettenberg Bay, George en Nysna, nog sowat 5% verhuis na Weskus dorpies, soos St Helena Bay, Vredenburg en Langebaan. Sy hande is met kabelbinders vasgebind en hy is in 'n groot blou polisievlag toegedraai. Jack en Boeta Apollos het getuig, hy kon 2 knippels sien, waar hy op sy maag gelê het, het hy die houe teen sy hele lyf gevoel. Dit was baie seer, hy was in pyn, het hy getuig. Apollos het begin getuig in die binneverhoor in die Jocelyn Smith saak. Die aanranding het volgens Apollos se getuienis opgehou, toe hy oor 'n sekere persoon Makalima uitgevra is. Die polisie was volgens hom lang besig by Makalima se huis. Die polisiebeamptes wat hom glo aangerand en gemartel het hom toe glo aangesê om na Makalima te gaan en vir haar te sê, hy en Van Ryn het Jocelyn na haar geneem. Ook het hy getuig, 2 spelers het hom na Makalima vergesel. Die saak duur tans voort. Amerika se staking van hulpfondse en sy bevrydingsdag, tariewe gaan die openbare gesondheidssektore van veral Afrika lande suid van die Sahara hard tref, soos sê die Wêreldorganisasie, die WHO. Dr. Aaron Motsoaledi, minister van Gesondheid, het donderdag gesê, gesprekke is aan die gang met verskeie internasionale skenkers om die gaping te vul wat die PEPFAR-krisis geskep het. HIV-vigspasiënte word veral in Suid-Afrika erg geraak. Vroeër is berig dat Suid-Afrika sowat 6 miljard rand in PEPFAR-finansiering in die 2025 boekjaar ontvang het. Ons sien ook verhoogde uit die sakbetalings vir gesondheidsorg en 'n kwart van hierdie lande. Hulle meld ook werksverliese vir gesondheid en versorgingswerkers, asook ontwrigting van inligtingstelsels en die verskaffing van medisyne en gesondheidsprodukte. Die franchise-eienaar van 'n drankwinkel in Gordons Bay is Dinsdag in hegtenis geneem nadat nagemaakte jenever in sy winkel gevind is. Die drankwinkel is deel van 'n kettingwinkelgroep. Die Gordons Bay polisie het die gesamentlike operasie gelei. 'n Klein hoeveelheid drank is van die rakke af verwyder en deur 'n inspekteur van 'n geregistreerde handelsnaamhouer gekonfiskeer. 'n Voorsitter van die Strandgemeenskapspolisie Herinnering sê die eienaar was 'n bewering onbewus daarvan dat die voorraad wat hy aangekoop het nagemaakte produkte is. Lydens die eienaar se verklaring kom dit voor asof dit 'n verskaffersfout was.
Die man is gewaarsku om in Mei sy eerste verskyning in die Landdroshof in die strand te maak. Met die ANC en DA, wat vergader te midde van die spanning in die regering van nasionale eenheid, is daar 'n nuwe woede onder ANC-lede omdat DA-LP's Israel onlangs besoek het. Dit word voorgehou as 'n sending om die feite te kry, maar is enerzijds 'n duidelike ondersteuning van Israel se beleid van rassesegregasie en verdrukking en ook 'n poging om die geleefde werklikheid van apartheidstoestande wat Palestyne in die gesig staar af te maak. Die ANC verwerp die valse misleidende beweringe wat deur die politieke partye gemaak word. Dit sluit in die bewering dat daar geen bewyse van apartheid in Israel is nie en dat die staat 'n lewendige, progressiewe, veelrassige en multi-etniese samelewing is waar die regte van alle burgers deur die oppergesag van die reg beskerm sal word. Mbalula donderdag op 'n media-konferensie gesê die ANC is hoopvol dat oplossings wel gevind sal word aangaande die begroting ook. Mbalula sê die ANC hoop om teen volgende week gesprekke met partye afgehandel te hê. Die naweek is daar 'n kans op reën op groot dele van die Wes- en Oos-Kaap met bewolkte weer wat vir albei provinsies voorspel word. Die kook kan in Beaufort Wes tot 31 grade Celsius styg met 38 grade Celsius in Oudtshoorn, 27 grade Celsius in Woester en Klein Willem en 31 grade Celsius in Vredendal, Redlinghuis, Riversdal en Laingsburg. Vir Kaberra word 'n maksimum van 25 grade Celsius voorspel en 'n suidweste wind van 40 km per uur. 'n maksimum van 32 grade Celsius word vir Fort Beaufort verwag en 31 grade Celsius in Oos-London, Graafrenet, Maganda en Bishu. Maandag is daar ook 'n 30% kans op reën in Hermanus, Grabouw, Kaapogillas, Riversdal en Beaufort Wes. In die Oos-Kaap is daar tot 'n 60% kans vir reën in Oos-London, Port St. Johns, Bishu, Fort Beaufort en in Mthatha, asook 60% kans op reën in Queenstown. Oor die res van die provinsie is daar 'n 30% kans op reën vir hulle. Justin Fletcher, wat 44 jaar oud is, van Kaapstad, wat aan 'n gevorderde niersiekte ly, het op 26 Maart 'n nierskenking ontvang van Mark Ancelotti, wat 54 jaar oud is, sy oud-huisvader by Michael House naby Howick in die KwaZulu-Natalse Middellande. Die oorplanting het nie net Fletcher se lewe gered nie, maar ook 'n verbintenis hernie tussen hierdie twee mans wat byna 25 jaar lank in mekaar se geselskap was. Toe ek Justin se naam sien, het dit onmiddellik iets in my wakker gemaak, het Ancelotti aan die koerante gesê. Die voorbereiding op die oorplanting was alles behalwe eenvoudig. Ancelotti moes verskeie mediese toetse ondergaan en het tydens sy MRI-ondersoek 'n ernstige allergiese reaksie gehad. Hy het ook 'n kritieke nierfunksie gedryp. Die oorplanting is op 26 Maart suksesvol by die Akademiese Hospitaal van die Universiteit van Kaapstad uitgevoer. Albei mans herstel goed na hierdie prosedure en verkeer tans in goeie gesondheid. 'n Inisiatief deur Becca Barry het reeds meer as R680.000 ingesamel om Fletcher se mediese kostes te help dek. Die Staatsdienspensioenfonds, die GEPF, het nog altyd November se inflasiekoers gebruik as grondslag vir die berekenings van die jaarlikse verhoging van die pensioen van afgetrede staatsamptenare. Vanjaar is die metode juis in die kruisvuur van ontevrede pensioentrekkers, omdat November se inflasiekoers die tweede laagste syfer van die afgelope 12 maande was, dit terwyl die inflasie vroeg verlede jaar selfs op 5,6% beloop het. Die afgelope naweek was die 6de been van die SA bekerreeks en het soos gewoonlik weer eens baie drieë opgelewer. Die Grens Bulldogs was die gasheer vir die Sanlam Cavaliers, maar die Cavaliers het weer gewys dat hulle nie sommer weggegooi moet word nie en uiteindelik as die oorwinnaars van die veld gestap met 'n goeie wen van 3 punte vir die Grens en 52 welverdiende punte vir die Cavaliers. In die Toyota Stadion in Bloemfontein het die Cheetahs gasheer gespeel vir die Pangela SVD Eagles. In die eerste helfte van die wedstryd was die telling redelik naby aan mekaar en die tweede helfte het die Vrystaters die krane behoorlik oopgedraai om te wen met 87 punte teenoor die 15 van die Eagles. In die Barnard Stadion in Kempton Park het die Valke teen die Nova Wit Griffins uitgedraf. Albei die spanne het tot die einde goeie taktiek uitgehaal en dit was duidelik dat albei afrigters hulle goed van hulle taak gekwyt het. Die Valke het nalskraap gewen met 45 teenoor 40 punte vir die Nova Wit Griffins. By die Olien Park in Potchefstroom het die Luiperds ook heldhaftig probeer om Erling Pumas die stryd aan te sê, maar die manne in pink van Jimmy Stonehouse, die Pumas aprigter, het weer eens gewys, hulle is 'n span om meer rekening te hou en gemaklik die wedstryd opgesom deur te wen met 80 punte vir die Erling Pumas en 10 punte vir
die gasheer, die Luiperds. Die Suzuki Griquas van Kimberley het die OP Olifante in die Diamantstad aangevat in die SA beker reeks en gewys hoekom hulle nommer 1 op die punteleer is en die OP afgeransel met 70 punte vir die manne van die Diamantstad en 17 punte vir die OP. Baie geluk aan hierdie wenspanne. Die puntestand vir die SA beker sien so daarna uit. In die eerste plek is die Suzuki Griquas na 6 wedstryde met 30 punte. In die tweede plek is die Erling Pumas ook met 30 punte, gevolg deur die Toyota Cheetahs met 22 punte. In die vierde plek lê die Sanlam Boland Cavaliers met 20 punte. In die vyfde plek is die Nova Wit Griffins ook op 20 punte. In die sesde plek lê die Valke ook met 20 punte. In die sewende plek is die Oostelike Provinsie met 12 punte, gevolg deur die Pangela SWD Eagles met 7 punte. In die negende plek is die Luiperds met 4 punte en in die laaste plek is die Grens Bulldogs met 2 punte. Die Varsity College het die Madibas met 22-7 in die eindstryd in Durban geklop. Dit is die eerste keer dat die span van KwaZulu-Natal die reeks, die tweede liga van die Varsity beker gewen het. Omdat Varsity College na die ligafase bo aan die puntelys is, het hulle promosie tot die Varsity beker vir 2026 gekry. In die naweekse skole rugby uitslae wat ons ontvang het, lyk so. AHS Jamestown het 18 aangeteken teen die 10 van Adelaar. Benoni het 22 teen Oeverval se 32 gekry. Brandwag het 59 en Linden 21 aangeteken. Koerhouseldien het 22 aangeteken teen Uitsig se 20. Die Wilgers het 29 en HTS Witbank 22. Dr. Malan het 47 opgestapel teen Oosterlig se 7 punte. EG Jansen het 34 teen Kempton Park se 27 aangeteken. Florida het 21 aangeteken teen die 14 van Driehoek. Help mekaar het 29 teen die Garsies se 47 punte. Generaal Hertzog het 17 aangeteken teen die Tuine se 33. Hoogenoud het 40 teen Vereniging Gim se 19 punte. JP het 24 teen Monument se 70 punte aangeteken. Kes het 22 teen Pretoria Boys High se 27 punte. Northlip het 18 teen Midstream se 22. Oosmoed het 42 punte opgestapel teen Eldorein se 33. Randburg het 40 teen Frikkie Meyer se 19. Waterkloof het 23 teen Menlo Park ook met 23 aangeteken. Wilgerivier het 46 punte opgestapel teen Riebeekstad se 5 punte. Australië tans 8ste op die wêreldranglys, maar Matt Burke sê die sprake dat die reeks te maklik vir die toeriste sal wees, soos die voormalige Engeland en leeuskramskakel Ben Youngs verlede jaar voorspel het, is heeltemal verkeerd. Wanneer jy daardie trui aantrek, is daar geen twyfel oor die gees wat bykom nie. En dan gekombineerd met tuisveld voordeel en 'n luidrigtige Aussie-skare wat jou ondersteun, is dit nogal 'n spesiale oomblik om van deel te wees. Leeu's het met hulle vorige besoek aan Australië in 2013 die reeks met 2-1 gewen. Mitchell van Biering het 'n onoorwonde 50-tal vir die Lions aangeteken in die eindstryd van die meerdagreeks teen die Titans, toe daar gister op die tweede dag uiteindelik spel op die Wanderers moontlik was. Slegs 42 beurte is afgestuur. Nadat geen spel op die eerste dag moontlik was nie, het dit op die tweede dag weens 'n nat buiteveld ook laat begin. Spel is 'n paar keer opgehou om aan die vastrapgebied by die een kolfkampie aandag te gee. Charles Leclerc en sy spanmaat sal hoop dat nuwe onderdele vir hulle Ferraris, asook die warmer weer in Sakhir, ding in hulle guns sal laat swaai en sal help dat hulle groter druk op die McLarens van Lando Norris en Oscar Piastri, asook die Red Bull van Max Verstappen, kan plaas. Leclerc sê die Italiaanse span is teleurgestel dat die ander topspanne tot dusver 'n groot stap vorentoe geneem het en beter uitslae behaal het. Carlos Alcaraz moes 'n agterstand van 'n stel uitwis voordat hy die halfeindronde van die Monte Carlo Meesterstoernooi kon haal. Die tweede gekeerde en die jong opkomende Fransman Arthur Fils was in opwindende kwartfinale betrokke gewees. Die viermalige Grand Slam kampioen het in die 11de pot in die tweede stel 3 breekpunte afgeweer op pad na 'n dramatiese oorwinning van 4-6, 7-5 en 6-3. Alcaraz het sy enigste titel tot dusver die seisoen in Februarie in Rotterdam gewen. Die 20-jarige Fils, die 12de gekeerde, het die derde keer agtereenvolgens hierdie seisoen in die kwartfinale van 'n Meesters 1000 toernooi vasgeval. Vroeër het Davidovich Fokina sonder veel moeite die halfeindronde gehaal, toe die Australiër Alexei Popyrin met 6-3 en 6-2 gewen het. Davidovich was in 2022 'n naswenner in Monaco.
Alex de Minaur van Australië het sy plek in die half-eindronde bespreek deur die Bulgaar Grigor Dimitrov gemaklik met 6-0 en 6-0 te wen. Robbie Fleck, afrigter van die Aikies, het sy span as die buiteperd bestempel vir maandag aand se Warsiebeker eindstryd teen die Maties in die Dani Cruyff Stadion in Stellenbosch. As ons enige iets in onsself twyfel, sal Maties bo uitkom. Hulle het 'n nalatenskap wat deur generasies kom en jy sien dit hoe hulle speel en ondersteun word, het Fleck in die media gesê. Of dit nou in die Warsiebeker reeks of dekades gelede was, het die Aikies oor die jare heen nog altyd die buiteperd gewees. Dat die eindstryd weg van die huis gespeel moet word, plaat die Aikies nie die minste, het die afrigter gesê. Advertensie van Netwerk 24, teken in en kry verskeie tydskrifte en koerante. Advertensie van Bloemkeel for you, jy kan vir Diana of Susan by 082-390-3339 kontak, hulle sal jou voertuigse registrasie namens jou behartig. Ons weerberig vir die streek, Messina 1832, Polokwane 1526, Lephalale 1831, Mbombela 1531, Mahikeng 1729, Pretoria 1626, Johannesburg 1828, Ermelo 925, Richards Bay 1830, Pietermaritzburg 1528, Durban 2027, Port St. Johns 2027, Bethlehem 1024, Bloemfontein 1427, Allewal Noord 1427, Welkom 16 en 28, Vryburg 1827, Kimberley 1930, Appington 1930, Prieska 1827, Springbok 1223, Karasburg 1628, Keetmanshoop 1831, Mariental 1932, Alexanderbaai 1620, Brandvlei 1323, Loederitsbaai 1825, Vredendal 1623, Kaapstad 16 en 19, Sutherland 9 en 17, George 14 en 17, Jeffreys Bay 1722, Geberra 1623, Graaf-Reinet 1224, Oos-London 17 en 26, Laastens de Aar 17 in die oggend, 26 grade Celsius in die middag. Ons markte vir die dag lyk so: die rand verhandel teen R19.13 teenoor die Amerikaanse dollar, die Australiese dollar kos R12.04, die euro verhandel teen R21.72, die pond kos R25.02, 'n yen kos 13 sent, die prys van silwer is $32.27 Amerikaanse sent per fyn ons, die prys van goud is $3,236 per fyn ons, die prys van Brent olie is $64.76 Amerikaanse sent per vat. Gedagte vir die dag lyk so: as jy val is dit 'n ongeluk, maar as jy bly lê, is dit 'n keuse. Dis al vir vandag. Onthou om te like, deel met jou vriende en jou vriendinne en onthou om te subscribe op my kanaal. 'n aangename Sondag word vir julle toegewens.